Hallo julle, baie welkom by ons aanlyn diens vandag. Ons hoop julle geniet die diens saam met ons. Dit sal vir ons eerste prys wees as julle saam met ons in persoon kan wees. So geniet die diens saam met ons vanoggend. Ons gaan vanoggend praat oor wat glo jy oor jouself. Nou ek weet persoonlik baie keer is dit so maklik om 'n leuen te glo oor onsself en een ding wat ek wel weet is as jy 'n leuen vir te lank glo, dan word dit 'n waarheid in jou lewe. So kom luister die diens saam met ons, geniet dit saam met ons en vind uit wie jy werklik is in God se oë. En ons tema vanoggend is wat glo jy oor jouself? En ons is besig met die reeks oor wat Jesus vir ons gesê het. Luister na Jesus en doen wat hy vir ons gesê het. Nou Jesus, dit word gebaseer op die woorde wat God spreek in Matteus 17 vers 5, wat sê hy is my geliefde seun. Hierdie is waarop ons hele reeks vir hierdie kwartaal bou, is hierdie skrifgedeelte. Hy is my geliefde seun. Hy is 'n kind so na my hart, doen wat hy vir julle sê. En Jesus kom in Johannes 15, vers 5 in die boodskap, en Jesus kom sê vir ons, stel julle dit goed voor, ek is soos die druiwestok, julle is soos die takkies. Sonder die druiwestok beteken die takkies tog niks. Net so beteken julle ook niks sonder my nie. Leef elke oomblik van die dag in afhanklikheid van my. Ek sal dan elke oomblik by julle ook wees, en so sal julle vir God 'n vrugbare lewe kan lei. En wat Jesus eintlik hier kom doen, wat hy eintlik vir ons hier kom sê om te doen, is hy kom sê vir ons, bly verbind in my. Jesus kom hier en hy kom kommunikeer iets aan die disippels wanneer hy hier praat, en hy sê vir hulle, moenie in julleself bly nie, wees soos die druiwestok, wees soos die takke van die druiwestok en bly in my. Jesus wat hy hier kom doen is, hy kom haal die fokus van die mens af en hy sit die fokus op hom, want hy sê hier vir ons, dat sonder hom is ons niks. So hy kom haal die fokus heeltemal van wie die disippels is, van wie ons is, van alles wat ons het af, en hy kom sit die fokus doelbewus op hom, en hy sê vir ons, sonder hom is ons niks. Ons kan watse prestasies ook al in die wêreld hê, ons kan geen prestasie ook al in die wêreld hê nie, maar die fokus van ons lewe moet op Jesus wees. Of ons alles het, of ons die CEO is van die besigheid, of ons elke kwalifikasie het wat daar moontlik is, en of ons geen kwalifikasie het nie. Jesus kom kommunikeer hier aan ons. Ons moet in hom bly, want sonder hom is ons absoluut niks. Die fokus moet altyd op hom wees. Want wat ons glo oor onsself, elke ding wat ons glo oor onsself, kan nie gebaseer word op my kwalifikasies nie. Wat ek glo oor myself kan nie gebaseer word op dit wat ek al in die lewe bereik het nie. Dit wat ek is net genade. En daar was 'n koning in die Bybel gewees met die naam Osia. Nou Osia was op 16 jaar oud toe word hy koning van die land. En Osia was 'n sterk koning. Hy het vir 52 jaar het hy die Juda en Jerusalem daai land geregeer in daai land vir 52 jaar. Hierdie Osia, hy was 'n goeie vegter gewees. Hy het soldate gehad, hy het 'n weermag gehad. Die Navy Seals van vandag het niks gehad op wat hierdie koning in sy land gehad. Hy het oorlog gaan veg en hy het die oorlog gewen. Hy het die landerye geken, hy het die grond lief gehad, hy het geploeg, hy het gesaai, hy het geoes, hy het geplant, hy het sukses behaal in alles wat hy gedoen het. Hy was lief vir die Here, hy het gedoen wat goed was in die oë van die Here, Osia. En alles wat hy gedoen het, het hy gefloreer in. Hy het goed gedoen in dit alles. Mense van ander lande het na hom toe gekom en vir hom geskenke gebring. Dis wat so groot koning hierdie Osia was. Hy was vol roem, vol mag en vol eer gewees. Vir die beginstadium van sy lewe, vir die beginstadium van sy regering as koning. En in hierdie tyd wat hy regeer het, ons lees daarvan in 2 Kronieke, maar in 2 Kronieke kry ons ook die geval waar hy op sy eie eer, op dit wat hy bereik het, begin roem het. En 2 Kronieke 26 vers 15 tot 16 sê vir ons, sy roem het wyd gestrek. Hy het op 'n wonderbare wyse hulp ontvang en hy het 'n magtige man geword. Maar toe hy eenmaal die mag het Osia ingenome geword met homself. En dit was die begin van sy einde. Hy het aanmatigend teenoor die Here sy God opgetree. Hy het in die tempel van die Here ingegaan om wierookoffers op die wierookaltaar te bring. Nou wanneer ons hierdie storie van Osia lees, dan kan dit vir ons 'n groot voorbeeld en ook 'n groot waarskuwing wees. Osia het 'n leuen oor homself begin glo. Toe hy begin het as koning,
het hy reg regeer, hy het regeer vanuit 'n plek van die Here, vanuit 'n plek van verhouding met die Here. Maar iewers langs die pad het sy prestasies en alles wat hy bereik het in die lewe, het dit na sy kop toe gegaan en dit het hom hoogmoedig gemaak. En hy het alleen oor homself begin glo. Hy het begin glo dat hy mag het oor alles, wat hy nie gehad het nie. Maar hy het dit geglo want hy het al hierdie prestasies en oor Hosea het sy belangrikheid in al sy sukses, het hy sy belangrikheid gesit. In al die sukses wat hy behaal het, dit is wat hy homself in oorskat het. Hy het op 'n plek gekom waar hy homself toe nou oorskat het. Hy wou die werk van die priesters gedoen het in die tempel en die Here het hom nie geroep om 'n priester koning te wees, die Here het hom geroep om 'n koning te wees. En hy wou oor die Here se kop gegaan het en hy wou iets gewees het wat die Here hom nooit voorgeroep het om te wees nie. Hy wou iets oor homself glo wat hy nie nodig gehad het om oor homself te glo nie, wat hy nie die vol reg, wat hy nie die vol mag gehad het om oor homself te kon glo nie. Hy wou die werk van die priesters doen en die priesters het hom probeer keer in daai oomblik, maar hy wou nie luister nie. Hy wou ingaan. En nie net het Hosea vergeet alles wat God vir hom gedoen het nie, maar hy het ook vergeet dat God sekere mense vir sekere take geroep het. Dat God sekere mense aangestel het vir sekere werke om te doen. En om hom terug te bring aarde toe tref die Here hom met melaatsheid. Julle kan dit gaan lees in 2 Kronieke. Toe tref die Here hom met melaatsheid. En in die dag was die priesters en leviete, hulle het mag gehad oor enige iemand wat melaatsheid het. So in daai oomblik kom tref die Here hom met melaatsheid. Nie om hom siek te maak, maar sodat die priesters oor hom die mag kan hê. En toe die priesters oor hom die mag het, toe gryp hulle hom voordat hy in die allerheiligste kan ingaan. Hulle vat hom omdat hy melaatsheid het. Hulle vat hom na 'n ver plek toe waar hy afgesonder is. Hierdie ou wat alles bereik het. Hierdie ou wat elke kwalifikasie moontlik gehad het. Wat alles gehad het in sy besit, mag, roem, eer gehad het. En hulle vat hom, hierdie koning, en hulle vat hom na 'n verlate plek toe, weg van almal af, want hy het melaatsheid, waar hy toe gesterf het. En toe hy gesterf het, toe word hy nie eens in die familiegraf waar Dawid en Salomo en die ander konings van Juda begrawe is nie. Hy was in 'n heeltemal 'n ander graf begrawe as gevolg van sy melaatsheid, as gevolg van sy hoogmoed, as gevolg van dit wat hy oor homself geglo het. Word hy in 'n ander graf, nie eens in sy familiegraf begrawe en hy verloor alles omdat hy homself oorskat het. Nou Jeremia 9 vers 23 tot 24 sê, so sê die Here, dis die Here aan die woord. Hy sê die wyse man moet nie in sy wysheid roem nie. Die soldaat nie in sy krag nie, die ryk man nie in sy rykdom nie. Laat hom wat wil roem, daarin roem dat hy insig het en my ken. Dis die opdrag van die Here. Ek is die Here. Ek bewys liefde, reg en geregtigheid op die aarde, want dit is wat ek wil hê, sê die Here. Hosea het alles verloor, omdat hy wou roem in sy eie wysheid, in sy eie krag en sy eie rykdom. En dit het hom gekos. Dit het hom werklik alles gekos. Want dit wat hy gehad het, sy rykdom, sy eer en sy krag het gevorm wat hy gedink het oor homself en wie hy behoort te wees, maar wie hy nie eintlik is nie. En as ons werklik wil weet wie ons is, het ons nodig om van een ding seker te wees. Voordat ek kan weet wie ek is, het ek nodig om te weet wie God is. Voordat ek kan weet my potensiaal, voordat ek kan weet waarheen my rigting, waarheen my lewe op pad is, het ek heel eers nodig om te weet wie God is. En Johannes die Doper is 'n voorbeeld vir ons in die Bybel van iemand wat verstaan het. Johannes die Doper in die Nuwe Testament het gekom en hy het verstaan wie God is. Hy het verstaan wie hy is, omdat hy verstaan het wie God is. Het hy verstaan wie hy is. En ek wil hierdie prentjie vir ons huis toe bring vanoggend. Ek wil hierdie statement vir ons uit die park uitslaan, eintlik wil ek sê vanoggend. Vir ons om te weet wie ons is, het ons heel eers nodig om te weet wie God is. En Johannes die Doper het meer as genoeg rede gehad om homself 'n klop op die skouer te gee. Die hoeveelheid mense wat hy gedoop het, die goeie preke wat hy gepreek het, die hoeveelheid mense wat hy gelei het na die Here toe voor Jesus gekom het, wat hy vertel het van Jesus, hy het 'n goed genoeg rede gehad om homself 'n lekker klop op die skouer te kan gee. Die priesters, die leviete, die fariseërs, die sadduseërs het na Johannes die Doper toe gegaan en hom gevra, is jy dalk die Messias? Hulle het gedink dat hy dalk die Christus kan wees. Hulle het hom gevra, is jy dalk Elia wat moet kom? Hulle het gedink dat hy een van die grootste profete kan wees. Hulle het hom gevra, is jy dalk die profeet? Hulle het gedink hierdie Johannes is 'n groot ou, 'n amazing ou, en hy was 'n groot ou, hy was 'n amazing ou. Maar Johannes die Doper het nie gereageer op dit nie. Hy het nie homself 'n klop op die skouer gegee en gedink, ja, ek is oulik nie, kyk hoe kyk hulle vir my, kyk hoe oulik is ek, hulle stuur die groot man om te kom kyk hoe ek
bedien, hoe ek doop, hoe ek preek, hulle stuur die groot manne. Hy het homself nie 'n klop op die skouer gegee daarvoor nie. Alhoewel hy rede gehad het om, hy kon maklik dink hy's baie oulik, maar hy doen nie. Inteendeel, Johannes 3 vers 30 in die New Living Translation sê hy vir ons, dis Johannes die Doper wat sê, he must become greater and greater, and I must become less and less. En hierdie is die hartspostuur van 'n persoon wat verstaan. 'n Persoon wat verstaan wie hy is, omdat hy verstaan wie God is. Omdat hy weet wie God is, omdat hy weet wie die Messias is, oor wie hy praat, kon hy weet wie hy is, en hy het geweet, hy is nie so oulik soos wat die mense gedink het, hy is nie. En dis die voorbeeld vir ons om te kan nastreef. Dis die manier hoe ons na onsself moet kyk. Is deur daai lens, minder van myself en meer van God. Minder die fokus op myself en meer die fokus op God. En hierdie is wat ons oor onsself moet glo. Dis die uiteinde. Dis wat Johannes die Doper vir ons kom kommunikeer. Dis wat Johannes die Doper geleef het. En Jesus self het oor Johannes die Doper gesê dat hy groter is as enige van die profete wat daar was. Johannes die Doper. En hy het nooit die fokus op homself gesit nie. Sy woorde is, minder en minder van myself, meer en meer van God. En dit was die priesters en die leviete, dit was die groot ouens, wat na hom toe gegaan het om te gaan kyk, wat hy doen in die Jordaan, hoe hy die mense preek. En as ek dit na ons konteks toe moet bring van vandag, dit die gewig van hierdie besoek van hierdie ouens aan Johannes die Doper sal wees soos die AGS se president Dr. Henry Weideman wat kom na ons gemeente toe om ons te kom besoek, om te kom kyk hoe doen ons media, om te kom kyk hoe doen ons preek, hoe doop ons mense, hoe is ons klank, hoe is ons gebou, hoe is ons terrein, hoe is ons musiek, ons worship en al daai goed. Dis die gewig van hierdie besoek wat die priesters en die leviete by Johannes die Doper kom doen. Dit was die groot skrifgeleerdes van daai tyd. Dit was ek wil amper sê, die president van die kerk van daai tyd was dit gewees. En dis die gewig. Dieselfde gewig in ons konteks sal wees, dat as ek vandag sit en ek doen my werk, sit my CEO hier langs my. En hy kyk presies hoe ek my werk doen. Alles wat ek doen, oral waar ek gaan, loop my CEO saam met my. Loop my baas saam met my om te kom kyk. Dis die gewig van die besoek van hierdie ouens. En ek kan nou al vir julle sê, as ons weet die president van die AGS kom, gaan ons eie game bring. Ons gaan die beste media daai dag hê. Ons gaan die beste ou op klanke, ons gaan die beste worship hê, ons gaan die mooiste terrein hê, ons gaan die mooiste media hê. Alles gaan ons op die beste doen wat ons kan doen, want die president van die AGS kom vir ons kuier. En net so as die CEO, as jy weet hy kom môre langs jou sit en hy gaan môre langs jou sit en werk en hy gaan die heel dag saam met jou doen wat jy doen, net so gaan jy jou eie game bring. Jy gaan die beste doen wat jy kan doen, want jy wil ons nou, hy moet jou sien, en hy moet dalk vir jou performance gee, hy moet dalk vir jou bevordering gee, jy gaan alles ekstra oulik doen, as wat jy dit nie in die verlede gewoonlik gedoen het, en Johannes die Doper doen nie dit nie. Johannes die Doper doen nie dit, wanneer die groot manne vir hom kom kyk hoe hy preek nie, wanneer die groot manne kom kyk hoe hy doop nie, hy doen nie dit nie. Inteendeel, Johannes die Doper se fokus bly minder van myself en meer van hom. Johannes 1 vers 24 tot 27, daar was fariseërs onder hulle wat gestuur is. En hulle het vir hom gevra, nou maar waarom doop jy dan as jy nie die Christus is nie? En ook nie Elia nie, en ook nie die profeet nie. Johannes het hulle geantwoord, ek doop met water, maar tussen julle staan daar iemand, vir wie julle nie ken nie. Dit is hy wat na my kom, wie se skoene ek nie werd is om los te maak nie. Johannes sê vir hulle, daar staan hy. Hulle kyk na hom en dink dit wat hy doen is oulik, en dink dit wat hy doen is mooi, en dit wat hy doen is suksesvol, en hy kon roem in dit as hy wou, maar hy sê, nee, daar staan hy. Daar staan hy, die een oor wie dit alles gaan. Die een rondom wie ek my lewe bou, daar staan hy. Die een waaroor alles wat ek doen gaan, die een wat my identiteit gee, daar staan hy. Haal die fokus van my af, daar staan hy. Die een vir wie ek my werk doen, nie vir my CEO wat langs my kom sit nie, daar staan hy. Die een vir wie ek alles doen, die een wat vir my die vermoë gee om die kwalifikasie te kry, daar staan hy. Dis nie ek nie, dis nie omdat ek oulik is nie, dis nie omdat ek mooi is, dis nie omdat ek slim is nie, dis omdat hy daar staan, dis omdat hy daar is omdat ek hom ken, wat vir my die krag gee, om te kan doen wat ek doen. Johannes se boodskap bly vas, daar staan hy. En alles wat hy in die lewe bereik het, al sy kwalifikasies, hoe ons klank doen, hoe ons media doen, hoe ons gebou na kyk, al daai goeders word gebaseer op, daar staan hy. As dit gaan rondom ons, as ek werk om dit te maak oor my en my vermoë,
dan is dit die verkeerde mindset rondom dit wat ek doen. Ons het nodig om vir Johannes die Doper te vat as voorbeeld oor hoe om die fokus van ons af te haal en die fokus op God te sit. Johannes 3 vers 30, die New Living Translation, hy sê, he must become greater and greater. And I must become less and less. En dis die hartspostuur van 'n mens wat weet wie hy is en wat hy oor homself behoort te glo, want hy het geweet wie God is. En die oomblik as ons besef, die oomblik as ons tot die realiteit kan kom, die oomblik as ons net 'n klein bietjie begrip kan begin kry oor wie God is, dan kan ons begin verstaan wie ons is. Of ek wil so ver gaan as om te sê, dan gaan ons begin verstaan wie ons eintlik nie is nie. En God is ewig. Jesaja 44 vers 6 sê, so sê die Here, die koning van Israel, sy verlosser, die Here, die Almagtige, ek is die eerste, ek is die laaste. Buite my is daar geen God nie. God is die ultimate. God is verhewe bo enige iemand. God is sterker as enigiets. God is sterker as enige iemand. Hy is alomteenwoordig. Hy is alomwetend. Hy is almagtig. God is liefde. Hy is die weg. Hy is die waarheid en hy is die lewe. Dis wie God is. God is verhewe. Hy is die ultimate. Hy is daarbo. Hy sit op die troon. Die wetenskaplikes het nou verder gegaan in space en hoe verder hulle gegaan het, 'n paar jaar terug het hulle agtergekom dat hoe verder hulle gegaan het, daar's meer sterre in die hemel as wat daar sandkorreltjies op elke strand in die wêreld is daar meer sterre in die hemel. Nou ek het al in Kosie Baai geloop van die grens af tot in Kosie Baai op 'n strand. En dit is strand en nog strand en nog strand en nog strand. En dis net strand waar jy kyk en jy loop net op die strand en op die strand en op die strand. Daar waar jy in land ingaan, as jy vorentoe kyk, dis net strand. As jy agtertoe kyk, dis net strand. Dis hoeveel sandkorreltjies en dis nie 'n patch van hoeveel sandkorreltjies daar oor die heelal is nie. En die wetenskaplikes bevind dat daar meer sterre in die hemel is as wat daar sandkorrels op die see is. Verstaan ons hoe groot God is? Verstaan ons hoe almagtig die Here is? As ons elke 100ste jaar eers 'n sterrehemel gehad het, as ons nie elke aand sterre gehad het wat opgekom het nie, net elke 100ste jaar, of kom ons maak dit elke 70ste jaar, dan elkeen van ons definitief, of ten minstens 'n groter kans om dit te sien. Net elke 70ste jaar was daar 'n sterrehemel gewees. Daai aand gaan nie een van ons enigstens slaap nie. Daai aand gaan almal van ons wakker wees, ons gaan kyk na die sterre, ons gaan die Here loof, ons gaan die Here prys, ons gaan hom loof vir sy almag, vir sy krag, vir sy grootheid, vir die sterre wat hy in die hemel gesit het, maar nou lê ons in die aand en ons kyk TV en daar's sterre in die hemel wat getuig van God se grootheid. Daar's sterre in die hemel, daar's 'n hemelruim, daar's die skepping wat getuig oor die grootheid van God en ons het afgestom geraak. Ons het gewoond geraak aan die storie. Ons het gewoond geraak aan Genesis 1 wat vir ons sê, toe die Here spreek, toe is die hele aarde gevorm. Ons het gewoond geraak aan daai storie. Ons laat nie meer toe dat daai storie 'n impak maak in ons lewens nie, want ons ken die storie te goed. Die storie maak nie meer die impak in ons lewe wat hy veronderstel is om te maak nie, want ons ken die storie te goed. Genesis 1 praat dit oor hoe die Here alles geskep het, net met woorde. Net met woorde het hy die heelal geskep, maar toe kom hy by die mens. En toe hy by die mens kom, toe begin hy sy hande gebruik, toe maak hy sy hande vuil. En hy vat modder, hy vat stof uit die aarde uit en God begin om met sy hande 'n kunswerk aan mekaar te maak. God begin om met sy hande iets te vorm en hy blaas lewende asem. Sy lewensasem blaas hy in dit wat hy met sy hande gemaak het. Hy kom spandeer ekstra tyd wanneer hy die mens maak. Ons raak afgestom vir die storie, want ons ken die storie. En ons besef nie wie ons werklik is nie, want ons besef nie wie God werklik is nie. En ons lewe 'n lewe waar ons onsself op die skouer klop baie keer. En waar ons dink ons vermoëns, ons krag, ons wysheid. Met hierdie 2 hande van my het ek alles gekry wat ek het. En ons lewe met daai mentaliteit terwyl daar God is in sy grootheid, in sy almag, wat vir ons alles gegee het wat ons het. En Jesus kom sê vir ons, sonder hom is ons niks nie. In al sy almag, in al sy krag, kies hy om vir my en vir jou identiteit te gee. Kies hy om sy koninkryk hier op aarde te vestig, deur ons. Kies hy om ons te roep met 'n roeping wat die woord vir ons sê nie teruggetrek kan word nie. 'n Roeping waarmee ons die koninkryk op aarde kan vestig, die Here deur ons. Hy roep ons om ons te gebruik om groot werke te doen. Hy het vir Johannes die Doper gebruik om groot werke te doen vir sy koninkryk. Omdat Johannes die Doper verstaan het wie hy is.
Omdat hy geweet het wie hy nie is nie, maar hy het geweet wie God is. En God kan ons alleenlik gebruik, en God kan ons alleenlik stuur, en God kan ons alleenlik gebruik om die koninkryk hier op aarde te vestig deur ons, as ons hartspostuur is, en as ons begin verstaan, dat wie ons is as gevolg van wie hy is. Hy kan dit alleenlik doen wanneer ons besef al hoe meer en meer van hom en al hoe minder en minder van my. Dis dan wanneer ons 'n bruikbare instrument is in God se hand vir ons om te kan gebruik. Dis dan wanneer ons besef wat ons oor onsself behoort te glo. Is nie dat ons oulik is nie, is nie dat ons groot is nie, maar is dat God groot is. Dat God oulik is. Dat God die een is wat vir ons die vermoë gee. En ek gaan die band vra om so lank op te kom hier na agter toe. En ek wil afsluit met dieselfde vers as wat ek mee begin het, Johannes 15 vers 5 wat sê, stel julle dit goed voor, ek is soos die druiwestok, julle is soos die takkies. Sonder die druiwestok beteken die takkies tog niks nie. Net so beteken julle ook, sonder my niks nie. Leef elke oomblik van die dag in afhanklikheid van my, ek sal dan elke oomblik by julle ook wees. En so sal julle vir God 'n vrugbare lewe kan lei. As 'n familie, kom ons onsself nie oorskat nie. Kom ons wees 'n Johannes en nie 'n Hosea nie. Kom ons gee aan God die eer wat hom toekom, want niks wat ons het, of niks wat ons is geen sukses, geen prestasie, is uit onsself uit nie. Alles wat ons is en alles wie ons is gebaseer op God en wie hy is. En omdat hy kies om vir ons die vermoëns te gee. En die liedjie wat ons nou gaan sing, sy naam is I Was Made For More. En in die liedjie is daar woorde wat sê, I know who I am, because I know who you are. Mag ons die fokus van onsself afhaal as 'n familie. En mag ons die fokus op God sit. Want eers dan gaan ons werklik kan glo. Eers dan gaan ons werklik kan verstaan wie ons is. Eers dan gaan ons in ons volle potensiaal kan opereer op aarde. Eers dan gaan ons in die volheid van die roeping waarmee die Here ons geroep het, kan die koninkryk vorentoe vat. Is eers wanneer ons begin besef, minder van myself en meer van hom. Ek bring nie my A-game as hier iemand vir my staan en kyk nie. Ek bring my A-game elke keer want ek doen dit vir God. Ek bou nie my lewe op dit wat mense sê nie, op dit wat mense se opinies is nie, ek bou my lewe op God. Op die een wat my geroep het, op die een wat my gered het, op die een wat my geskep het. Ek bou my identiteit op hom. Ek glo wie ek is as gevolg van wie hy is. En omdat hy die een is wat my gevorm het. Omdat hy die een is wat tyd spandeer het toe hy my gemaak het. Omdat hy die een is wat lewensasem in my ingeblaas het. My gebed is dat Genesis 1 nie meer vir ons afgestom sal wees nie. Dat wanneer ons die skepingsverhaal lees, ons nie meer dit sal lees as 'n storie wat ons al reeds ken nie. Maar dat ons dit weer sal lees en die besef sal hê van hierdie groot en almagtige God wat ons dien. Dat ons die besef sal hê, soos Johannes 15 vir ons sê, ons is niks. Ons is niks sonder hom nie. Al wat ons het is genade. Alles wat ons het is net uit genade uit. En mag dit die hartspostuur wees. Mag dit wees hoe ons na onsself kyk. Mag dit wees wie ons glo ons is. Minder van myself en meer van hom. Baie dankie dat julle saam met ons die diens gekyk het vanoggend. En ek het net so 2 vrae wat ek jou wil vra. Die eerste vraag is, vind jy jou identiteit in jou werk, in jou prestasies en dit wat jy al behaal het in die lewe, of vind jy jou identiteit werklik in God en in wie hy is? En die tweede vraag is, wat gaan jy hierdie week doelbewus doen om jou te laat besef wie jy is en wie God is?